Here, dis wat ons wil doen, elke dag van ons lewe, Here, solank ons asem het, wil ons die naam oplig en vrewe. 'n nuwe lied sing tot eer en verheerliking van die naam. Maar daar's tog niemand anders behalwe in ons lewe nie. Daarom dank U vanmôre vir die voorreg wat ons gehad het om dit te kan doen. En ons weet vanmôre dat die engele skare het saam gesing en die Here se naam groot gemaak en geaanbid. Dank U vanmôre vir die vorige geleentheid dat ons hier kan wees. Dank U vanmôre dat ons kan luister na die woord en dank U vanmôre dat U die woord vir ons lewend maak deur die Heilige Gees, dat dit ingang sal vind in ons harte, Here. En die saad wat geplant word vanmôre sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir die naam. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Ons kanselleer elke werking van duisternis, stel dit kragteloos, hy sal niks uitrig nie. Die saad sal geplant word en sal vrug voortbring. In Jesus se naam sal deur verheerlik word. In die naam van ons Here Jesus Christus. En ons prys U daarvoor. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen. Kom ons sê dankie vir Jesus. U mag pas sit, dankie. Ons gaan net een vers gedeelte lees uit Matteus die 3de hoofstuk, die 11de vers. Die titel van my boodskap is ons nodig die Heilige Gees. Stem jy saam? Amen. Matteus 3 vers 11. Kom ons lees dit, kyk op die skerm daar. As dit daar is. Jy moet toch Matteus gelees, die eerste ding, hoofstuk 5, 6 en 7, is die bergpredikasie, baie interessante dinge wat Jesus daar kwytraak. Is sy eerste, kan ek sê, sy lering wat hy gegee het, is toe hy die berg gesit het en hulle naam te gekom het, en hulle geleer het, hoofstuk 5, 6 en 7. Luister wat hy nou sê. So ons lees dit vanmôre, die 3de hoofstuk. En ons lees daar vers 11, 3 vers 11. Luister wat Johannes die Doper sê. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering. Luister wat hy sê. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Hy woordjie sterk beteken mightier than I am. Anderwoorde, hy's magtiger dan ek. Hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Vers onder die laaste gedeelte. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Baie interessante stellinge maak. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Weet al baie keer gebid en sê, Here, doop my met die Heilige Gees en vuur. Weet jy wat dit beteken eintlik, as wat hulle by kom? Wie ons moet so versigtig weet wat ons bid. Ons moet so versigtig wees wat ons die Here vra. Here, help my, ek is baie ongeduldig, help my ongeduld. Dan kom al die ander in jou pad langs wat jy nie graag wil hê moet gebeur nie. Of wat die geval mag wees, versigtig wat jy die Here vra. Want baie keer wat jy hom vra, gee vir jy die teenoorgestel, of sê jou pad langs die teenoorgestelde ding, dan wonder jy ook om dit gebeur. Wees versigtig. Engels in die Bybel sê, but he, the Messiah who's coming after me, is mightier, more powerful, more noble than I, whose sandals are not worthy to remove, even as his slave. He will baptize you who truly, let's say, he will baptize you who truly repent with the Holy Spirit, and you who remain unrepentant with fire of judgment. Die derde persoon
in die Godheid is die Heilige Gees. En omdat hy laaste genoem word, of ons laaste van hom lees, as die Godheid, sê nie vir ons, dat hy minder belangriker is as God die Vader, God die Seun nie. Want die Bybel leer by hulle is een, hulle werking is een. 3 afsonderlike persone met een werking, hulle dink dieselfde, hulle werk dieselfde, hulle doen dieselfde. En die Bybel leer ons dat die Heilige Gees is die een wat ons leer en lei in alle waarheid. Jesus sê, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, in my plek. Kom daar 'n ander trooster, en die trooster sal julle leer en lei in alle waarheid. Ek gaan weg, maar hy is daar om julle te leer in alle waarheid, wat ek julle geleer het en wat ek julle van vertel het, sê Jesus. As jy iemand vir ons intree met onuitspreeklike sugtinge vir die troonkamers van God die Vader. Ons weet baie keer nie om te bid nie, maar die Gees van God is daar om vir ons in te tree voor die troonkamers van God. Hy verteenwoordig Jesus hier op aarde. Hy is ons Parakletos, die een aan ons sy. Hy is daar om ons te help, te verdedig, te lei en te vertroos. Dis die Heilige Gees. Die soete Heilige Gees, wie ek en jy so nodig het in ons daaglikse wandel. Elke dag van ons lewe, luister mooi wat pastoor sê, maar so min van praat. En so min noem ons sy naam. Ons sal die naam van Jesus noem, die naam van God die Vader. Luister wat ek wil sê, of ons nou Jesus groot maak, of ons God die Vader aanbid en groot maak, die Heilige Gees word ook daarbij betrek, want dit is een. Verstaan wat pastoor sê. Maar is ons plig en ons werk om in te tap in die werkinge van die soete Heilige Gees, want hy is daar om jou en my te help as kind van die Here. Daarom sê ek vanmôre, ons het die Gees van die Here nodig in ons lewe, want hy verteenwoordig Jesus Christus in jou hart en in my hart. Amen. Net so iets jy sê, maar ter aanleiding vanmôre, luister mooi wat pastoor sê, baie interessant, dat van die einde van die Ou Testament tot by die geboorte van Jesus Christus, wat ons van lees in Matteus, het ongeveer 400 jaar verloop, van Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, tot by die geboorte van Jesus was daar 'n 400 jaar stilte. Hulle noem dit ook die 400 jaar stilte jare. 400 stilte jare. Maar eintlik was dit nie stil nie. Want hulle het in daardie tyd die sosiale, die politieke en godsdienstige wêreld gevorm waarin Jesus gebore is. Mense is eintlik niks waarvan gebeur nie. Jy moet gaan naslaan om te gaan sien wie het daai tyd geregeer. Daar's 4 of 5 verskillende mense, of kan ek sê politieke partye wat jy wil sê wat geregeer het in daardie tyd tot en met die geboorte van Jesus. Maar die stilte was meer polities, sal ek sê, dan godsdienstig. En eers in die latere jare onder die Romeinse heerskappy vind ons die ontstaan van die Joodse sektes. Onder andere, soos die ontstaan van die Fariseërs en die Sadduseërs en nog vele ander, kan jy allemaal aan noem vanmorgen nie, wat opgepop het en ontstaan het net voor Jesus se geboorte, hele rukkie voor Jesus se geboorte. En in hierdie tyd, na die 400 jaar stilte tydperk, en die hoop van die mense gegroei na die koms van die Messias, juist in die tyd van die Romeine, want die Romeine was 'n verskriklike volk gewees. Hulle leierskap, dit wat hulle gedoen het,
was verskriklik geweest, hulle was ook wreed, dis hulle wat die mense gekruisig het. En juist omdat die druk onder die Romeinse regering te erg geword het in daardie tyd, het 'n diep geestelike honger by hulle laat ontstaan. Dit is het begin. 'n diep geestelike honger by hulle laat ontstaan. Nou, wat my interessant is dat druk in ons lewe is dikwels 'n goeie ding. Wat ek weer sê, druk in jou en my lewe is baie keer 'n goeie ding. Want sonder druk kan daar nie suiwer olyfolie gemaak word nie. Kyk op pastoor, al het jy die olywe, kan daar nie suiwer olyfolie gemaak word nie. Dit moet in 'n paskyp geplaas word. Dit vorm jou, die druk vorm jou en my tot 'n beter mens. Dis hoekom Here druk toelaat in jou en my se lewe. Dis belangrik dat ons dit vanmôre moet weet. Dat druk is nodig in ons lewe. Ons verstaan dit nie. As daar sekere dinge is wat die Here in ons lewe wil doen, sal hy druk toelaat, onthou, hy laat dit toe in ons lewe. En laat dit toe sodat ek en jy hom kan soek. En laat dit toe sodat ons toevlug na hom kan neem. En laat dit toe omdat hy vir ons omgee en ons liefhet. Hy laat dit toe. En dit is belangrik dat ons besef vanmôre dat hy doen dit vir 'n spesifieke rede. Dat ons op die einde van die dag iets vir hom kan beteken. Dat ons op die einde van die dag gebruik kan word as 'n instrument in die hand van die Heilige Gees. Hy laat dit toe omdat hy vir ons omgee en omdat hy ons liefhet. En dit is my gebed vanmôre. Dat die druk wat ek en jy daagliks ervaar, ons navel sal trek na hom. Die pastoor sê, die druk wat ons daagliks ervaar, dit ons navel sal trek na hom, want hy alleenlik is ons antwoord. Die ou daar buite in die wêreld, wanneer druk kom, daar op die weg, en hy baie mense gaan doen dit en doen dit, satisfaksie, kry hulle vir 'n kort rukkie, doen allerlei dinge, net om daai vrees weg te neem, daai leemte te val, maar môre is hy presies nog dieselfde. Maar ek en jy as kind van Here behoort te weet vandag, dat wanneer druk op ons is, en ons gaan deur daai druk stadium, en Here laat dit toe in ons lewe, dat ons nader aan hom sal beweeg. Hoe nader jy hom is, hoe beter is dit vir jou en my. En dat daar nou honger sal in ons harte plaasvind en ontstaan. En dan ons sal uitroep, Here, meer van U, maar minder van my. En skep in my 'n rein hart en 'n vaste gees. Mense is nie, jy is nie 'n sussie as jy nie druk kan hanteer nie. Jy is nie 'n sussie as jy nie druk kan hanteer nie. Druk maak van jou 'n goeie mens as jy dit reg hanteer. Druk maak van jou 'n goeie mens. Druk maak van jou 'n sterk geestelike mens. Waar op die einde van die dag dinge kan trotseer wat jou pad langs kom. En jy vir die Here kan sê, Here, ek het daai pad geloop. Ek weet wat dit is. U gaan my weer 'n keer deurdraai, ek gaan my weer 'n keer help, want ek weet U is daar vir my. Moet nie opgee. En moenie hande kan gooi want dit druk jou pad langs kom nie. Jy moet eintlik sê, Here, dankie vir hierdie druk vanmôre. Dankie vir die aanslag van die vyand wat ek weet ek gaan deur dit kom. Want die Here is altyd deur in elke storm as hy saam met jou. En elke keer as jy in daai storm is hy daar. Al hoor jy sy stem nie, hy stap die pad saam met jou elke keer. En dis wat dit nie moeite werd maak om vas te hou om te weet ek gaan deurkom met die hulp van Jesus Christus. Amen. Moenie opgee nie.
jy moeg is, vir 'n op en af lewe, 'n leë hart het, in jou lewe elke dag, eintlik 'n niks is in jou oë nie, wil ek vir jou sê, gaan bid en soek die Here se aangesig, dat hy die leemtes in jou binneste kan vul met sy teenwoordigheid. Jou vleeslike begeertes is lus na 'n verkeerde kant toe. Jou vleeslike begeertes is lus na 'n verkeerde kant toe, verkeerde dinge, wat net vir 'n kort tydjie jou satisfaksie gee. Maar as ek en jou honger na meer van hom in ons lewe, word jou honger gestil en jy dors word geles. Jou honger word gestil en jy dors word geles. Kan jy sê amen op, mense? Amen, jou honger word gestil en jy dors word geles. Uit in die woestyn het hy vir Israel gelei in 'n plek in die woestyn waar daar geen water was nie. Ja, gedink al. Daar was nie 'n fontein nie. Daar was nie reën nie. Dit was 'n dor, wit, kalkarea waar hulle geloop het, vol klippe. En hulle moes op hom leun. Hulle moes op hom staat maak en by hom hoor en sê, Here, ons is dors, gee vir ons water. Jy geweet, as jy die Here vra vir water, geestelike water sal hy vir jou gee. Jy geweet, as jy sê, jy is honger, geestelik gesproke, dat hy jou sal voed. Maar ons wil dit baie keer nie doen nie, ons is so skaam om te vra, is niks verkeerd om te gaan en te gaan bid en sê, Here, ek kom vanmôre, want ek dors na meer, en ek wil meer hê, want ek honger na U, dat die Here vir jou sal gee. Hou aan bid tot hy dors les, hou aan bid tot hy honger in jou binneste vir jou gee, en dit brood vir jou gee, so jy honger gestil kan word. Niks verkeerd om dit te doen nie. Die heel eerste punt onder die geleesde gedeelte, is my so mooi. Kom die 4 skrywers van die evangelie om Jesus eintlik aan ons voor te stel. Kom ek vra die vraag. Hoe sou ons Jesus leer ken het as ons nie die woord gelees het nie? In die kerk hier, hoor, ja, vertel jy baie keer vir ons, baie kerk praat nie oor Jesus nie. Hoe sal ons geweet dat hy is lief vir my as ek die woord nie gelees het nie? Hoe sou ek geweet het wat ek in Christus is as ek die woord nie gelees het nie? Jy sien, maar aan het begin by die 4 evangelies en al 4 beskryf Jesus se wandeling op aarde as mens. Alhoewel hy God was in die vlees, was hy ook mens. Hy het honger geraak. Hy het dors geraak. Kom nou. Hy het moeg geraak. Hy het eenkant gegaan, baie met sy disippels net om te gaan rus, dan ietsie te eet. Dieselfde begeertes wat ek en jy het vandag, as mens het hy gehad in daardie tyd. Hy was ook versoek soos ons daagliks versoek word, maar sonder om te sondig, sê die Bybel. So alles wat ons deurmaak vandag, het Jesus deurgemaak toe hy op die aarde was. Want hulle kom en hulle beskryf hom in die beste manier om Jesus te leer ken, is om 'n studie te maak van die 4 evangelies. Hoor pastoor sê, Romeine 10, 14 tot 17, lees het in die 14de vers sê hy, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie glo nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Daar moet uit 'n woord uitgaan, en mense wil dit hoor voordat hulle kan glo. En gaan streef deur die Heilige Gees. Al 4 praat oor die evangelies. Het hulle die dinge neergepen, sommige, ek dink 3 van hulle, as ek kan onthou, was disippels,
Lukas was nie disipel nie. Hy het by ander gaan hoor, hy het ooggetuies geraadpleeg en so sy evangelie geskryf. Matteus was 'n tollenaar voor Jesus hom geroep het. 'n tax collector. Al wat hy kon mee werk is geld gewees. En hy kom en hy skryf hierdie gedeelte in die boek Matteus, hele evangelie daar, en hy begin praat met die Jode, hy was ook 'n Jood gewees, en hy verduidelik aan die Jode dat Jesus Christus het wel gesterf, hy was gekruisig, jy het gehoor, hy is wel gekruisig, hy het gesterf, hy is begrawe, maar hy leef, hy het opgestaan. Hy moes hulle oortuig dat dit wat hulle gehoor het van hulle ander mense, hulle broers, hulle susters, en selfs die familie en hulle pa en oupas, hulle was nie waar gewees nie. Hulle het nie die liggaam gesteel nie. Jesus het opgestaan uit die dode, hy leef. Hy moes die boodskap, en deur hierdie boodskap hier in Matteus, deur die evangelie, het hy dit aan hulle geskryf om te verduidelik dat Jesus Christus leef. En wat Jesus alles vir hulle gedoen het regdeur van die eerste hoofstuk tot die laaste hoofstuk. Kom ek vra die vraag vanmôre. Kom ek vra die vraag. Hoe moeilik is dit om jou familie te oortuig? Ek moes in die begin, was dit baie moeilik om my familie te oortuig dat Pieter Swanepoel is nie meer die Pieter Swanepoel wat julle ken nie. Die staan ek al voor hulle kan ek dieselfde wees nie. Dit is moeilik om aan ander te verduidelik, selfs jou vriende, hoor jy, ek is 'n ander mens, ek is 'n ander skepsel, ek is nie meer dieselfde persoon nie. Hoe oortuig jy ander mense dat die Here het jou lewe verander? Van hulle het ons gesê, gaan ons 'n paar maande kans. Dan is ons weer terug in die wêreld, ons nou wat 47, 48 jaar, nog steeds op die pad, deur die genade van die Here, verstaan. Maar hoe oortuig jy mense wat jou gesien, jou leefwyse gesien het, en selfs deel was van daardie partytjies, allerlei dinge, en nou kom vertel hy nie, ek drink nie meer nie, ek soek nie meer uit dinge daar buite nie, ek gaan nie meer saam met julle nie, ek dobbel nie meer nie, en allerlei dinge, hoe gaan jy hulle vertel en oortuig dat jy 'n nuwe skepsel is in Christus Jesus? Nie maklik nie. In daai tyd was dit nog swaarder. Dat hulle in hulle gesig gespieg het en sê, julle lieg vir ons, dat hom gesteel. Dat hulle in hulle gesig gespieg het en sê, julle is godlasterik, daar kan nie 'n ander God wees nie, behalwe Jehovah nie. Hoe oortuig jy sulke mense? Want elke skrywer van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het sy deel gedra om heel eerste die goeie nuus uit te dra. Ek lees gisterand iets pragtig. Hulle noem dit God se goeie nuus. God's good news. Dis 'n nuwe woord, dit is my so mooi. God's good news. Hoe kry jy dit reg om die goeie nuus oor te dra en hulle te vertel dat die Here het jou lewe verander? En hulle moes dit doen. Daar was vissermanne wat gevloek het soos 'n matroos. Petrus het eers verklap en dan gevra wat jy graag vir my sê nou. Robbemanne. Hy het sy swaard uitgetrek in die begin. Jy kan sien na tot die oor afkap. Daai natuur was nog steeds daar binne gewees. Maar hy was 'n disipel van Jesus, verstaan wat ek wil sê. So die Here moes daardie robbemanne moes hulle verander sodat ander mense kon sien. Dan gaan ek lees nou die boek Handelinge en kyk wat Petrus vir die Here gedoen het. Jy kan dit nie glo nie. En Johannes, die geliefde apostel, al manne, so hulle moes hulle oortuig, en dis waarvoor hulle dit geskryf het. Ja, en hier kom hy en verduidelik. Hy verduidelik aan ons. Hoe Jesus geleef het. Wat Jesus gedoen het. Hoe hy opgetree het. Ons lees van sy gehoorsaamheid. Ons lees van sy passie vir sy skepsels.
Ons lees van sy gebedslewe. Ons lees van sy verhouding met God die Vader wat vir my so pragtig is. Jesus het niks gedoen, hy het nie een ding gedoen voordat hy eers by Vader gehoor het of wat reg is nie. Hy het ure in gebed spandeer op die berg om te gaan bid en die volk, sy disippels op die see uitgestuur, die meer uitgestuur, dat hy gaan bid om by die Here te gehoor. Hy het ure gebid om die regte disippels te kies vir hom. En toe Vader sê Judas Iskariot toe sê, Vader, jy maak seker 'n fout. Hoe kan ek Judas Iskariot vat as 'n disipel? Kom nou mense. Dis wie hy was. Dis hoe hy geleef het. Hy het so geleef, dis Jesus. Luister. Tweedens, kom Matteus en hy sê die volgende, hy skryf wat Johannes sê. Johannes sê, hy Jesus, hy julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Luister. So heel eerste is bekering. En bekering beteken met 'n nooi, ek het laas oor gesels, as 'n omdraai, jy draai jou rug na sonde toe. Jou aangesig na God toe. Heeltemal omswaai. Om weg te draai van jou huidige leefstyl en sonde, nou jou rug na sonde toe, jou aangesig na hom toe, Jesus toe. Dan tweedens, sê Johannes dieselfde, na jy tot bekering toe kom het, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Ja. As ek sê die Here het my gered en ek is gered, ek is 'n kind van die Here, ek het my bekeer, dan gaan ek nie meer nie en ek moet nie meer nie. En ek het nie lus om te praat soos 'n sondaar en die dinge te doen wat ek gedoen het as sondaar nie. Ek haat sonde met 'n passie. Ek wil nie deelneem aan sonde nie, maar ek haat dit met 'n passie. Here gee my die reg met 'n haat, met 'n passie. Ek wil 'n ander mens wees. Johannes sê, dra die vrugte wat dan by die bekering pas, dat ek kan sien jy's anderster as wat jy was. Soos ek my gesin of my familie wil oortuig dat ek anderster is, wil ek die vrugte dra wat by die bekering pas. Hulle moet kan sien ek is anderster. Ek vloek en skel nie meer nie. My gesin moet sien, ek slaat nie meer gat in die deur nie. My papa's het dit mos gedoen, slaat die deur flenters. Die hond moet weet, self die hond moet weet, hy kan ook al sit hier na my, ek sal hom nie weer skop nie. Kom nou mense. Die buurmense langs my moet weet, ek is 'n ander mens. Ek wil die vrugte dra wat by die bekering pas. Mense moet dit kan sien. En die vrug wat ek dra van my God en Vader moet ryk vrugte wees, en dit wat ek dra moet van so aard wees dat ek ander mense van buite kan trek na my toe, want hulle kan soek dit wat ek graag het en ek kan vir hulle sê dit wat Jesus vir my gedoen het, kan my Jesus ook vir jou doen. Hy het my verander, luister, hy het my verander, hy het jou verander, hy het jou hart verander, hy het jou wandel verander, hy het jou spraak verander. Kom nou mense, daar's baie mense wat nie geweet as gewone taal nie. Elke woord wat hulle geuit het was 'n vloekwoord. Hy was jou mond skoon. Hy verander alles van jou. Jy's 'n ander mens. Sy heerlikheid skyn deur jou. Daar's iets wat ander mense trek. En hulle weet nie wat dit is nie, maar jy weet wat dit is. Want jy het verander, jy's 'n nuwe skepsel. Jy dra die vrugte by die bekering pas. En dan sê hy doop julle, soos bekering eerste, dra die vrugte, dan kom Jesus en hy doop jou met die Heilige Gees. Ja, maar luister nou, jy het my getref. Hierdie werkwoord beteken om heeltemal onder te dompel, of te onderdompel op 'n wyse van 'n permanente verandering. Soos die Gees van die Here, luister mooi,
as jy die dooping in die Heilige Gees ontvang, beteken dat 'n permanente verandering in jou lewe. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Jy word nou aangedoen met krag. Die eerste invulling van die Heilige Gees is waar jy by bekering kom, dat die Gees van God in jou hart kom woon. Hy verteenwoordig Jesus Christus in jou lewe. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Dis 'n permanente verandering. Dit staan daar, jy kan nie meer leef soos jy geleef het nie. Want as 'n permanent, as jy sê die Here aangeneem, wil daar permanente verandering in jou lewe wees. Alles die Here nooit aangeneem die persoonlike saligmaker nie. Ek kan nie soos ander leef om net in te wees nie. Ek kan nie soos ander praat net om in te wees nie. Ek is liewer buite voordat ek in is. Dit gaan nie werk nie. Ek kan nie kompromieer nie. Ek kan nie met een voet op die wal staan en 'n ander voet in die sloot nie. Ek moet kies of ek dien die Here of ek dien die wêreld, een van die twee. En die Here sê ek moet daar besluit wat ek wil doen. En ek voel liewerster ek is liewerster uit as wat ek gaan inwees en ek dien die Here. Want ek wil die vrug dra wat by my bekering pas. Mense moet kan sien dat ek verander het. Mense moet kan sien dat die Here het my verander. Mense moet kan sien ek is 'n ander persoon. Nie dat ek nie foute maak en nie, jy gaan nog foute maak. Jy gaan nog struikel, maar die groot probleem is dat ons kan baie keer nie ontslae raak van die dinge wat ons gedoen het in die verlede nie. Los dit. As jy seker tot bekering gekom, ek het weggedraai van my heilige leefstyl en sonde, ek het my rug gedraai op sonde en my aangesig daarom tot na Jesus toe, dan sê Johannes, Matteus sê dit, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Ek gaan nou vir iets wys, jy moet mooi vashou, bakkel op maar so lank. So die dooping nou praat en van permanente verandering. Dit veroorsaak 'n permanente verandering in my lewe. Dit is die woord wat in die Nuwe Testament vir doop gebruik word, en dui op 'n transformasie, nie net 'n kort kontak nie. Luister mooi, dit beteken 'n transformasie, nie net 'n kort kontak nie. Die doop in water, dit is 'n sigbare, uiterlike simbool van bekering. 'n Stap van gehoorsaamheid. En dit wys jy verlaat die ou lewe, begin 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Doop met die Heilige Gees is onsigbare innerlike krag en vervulling en jy word toegerus vir diens. Want as ek en jy moet wees wat dinge doen, gaan ons flop, ons alles flop, dit gaan nooit uitwerk en ons sal alles die mekaar gooi. Ons het die Gees van God nodig, want hy leer en lei ons in alle waarheid. Ek en jy altyd hom nodig, as ons ons oopmaak die oggend en ons sê, dankie Heilige Gees, dat U saam met my die dag begin, en saam met my klaarmaak. Dankie Jesus, dat hy U verteenwoordig in my hart, U is ook saam met my. Ons kan 'n pad saam stap, en ek kan niks sonder hom doen nie. Die een van ons kan iets sonder hom doen nie. Wie wat my tref in die Ou Testament, en ek het daar baie oor gepyns en dit gekou aan. As jy gekyk na die tabernakel wat gebou was, en selfs die tempel van Salomo, dat elke ding wat hulle daarin gesit het, was gemaak van goud. As hulle daar die kandelaar gemaak het, was dit een stuk goud gemaak, dat laste was nie toelaatbaar nie. Nie nou las dan, waarom maak smit? Een stuk goud, en die kelkies uit een stuk goud, elke ding het een stuk goud uit, waar daai mense die wysheid vandaan gekry. Kom dan. Die ark, al die dinge wat hulle gemaak het, die gerubs, in die
presiesheid van die oorspronklike plan was elke ding in detail gemaak. God hou van detail. Ek sê ons altyd, jy praat van 'n perfectionist, jy het nog nie 'n perfectionist gesien nie. Lees die Ou Testament, dan sien jy waar kom die plek van perfectioniste vandaan. Alles presies gemaak tot op die laaste teen. Wysheid van God af. Daai een persoon kan net met goud werk en silwer. Daai een persoon kan net met hout werk. Daai persoon kan net met 'n ding. Kyk na daai blokke wat hulle gekap het, wat hulle gebou het meer presies. 'n Masjien by ons kan nie sy blokke so reg sny nie. Marmerblokke. Waar kom dit vandaan? Wysheid van God af. Hulle was gesalf deur die Heilige Gees om die werk te doen wat as mense hulle gefaal het. Ons doen dit, nie net so op musiek speel nie. Ons doen dit omdat ons geroep is daarvoor, maar ons word gesalf om te doen, gitaar te speel, allerlei dingetjies speel. Ons word gesalf om ons beste vir hom te gee, want as ons mense ons het groot flop maak van die hele storie. Luister. Toe die Heilige Gees onsigbare innerlike krag en vervulling en word toegerus vir diens. Nou kom hy sê julle doop met die Heilige Gees, soos hy gesê daar. Dis 'n permanente verandering. Nie net vir kort kontak nie, transformasie, 'n permanente verandering, dan kom hy nou met die Heilige Gees en met vuur. Nou ons dink nou, hy praat nou Heilige Gees en vuur. Nou as jy kyk na die oorspronklike teks en jy gaan lees dit. Lees dit, hy sal ons doop met die Heilige Gees, die en val weg, jy kry die en in Grieks nie. Oorspronklike taal nie. Hy sal ons doop met die Heilige Gees vuur. En val uit. Maar luister nie. Ek het baie keer gebid. Afhanklik jy vir julle vra. Here, doop my, vul my, dat die vuur van die Here my binneste sal wees. Maar hierdie gedeelte, lees eintlik, hy sal julle doop met Heilige Gees vuur. Die en kom nie voor die oorspronklike, kom nie voor in die oorspronklike teks nie. Dit kan ook lees. Ek doop julle met water tot bekering. Maar die een wat na my toe kom is die woord van Johannes, is sterker of magtiger as ek. Hy sê julle doop met Heilige Gees, luister mooi. Wie se krag soos vuur sal wees, luister mooi wat hy sê, om te suiwer en te oordeel. Nou, moet ek versigtig wees as ek gaan vra. Want bid ek en ek vra, Here, doop my met die Heilige Gees en met vuur, wat het gebeur? Die vuur gaan daar wees, maar in plaas van die vuur aan my gaan bly, daar vuur gaan wees, gaan die vuur nou begin werk in elke hoor en stoppel, en ding wat verkeerd is, dan gaan dit verbrand. Dit gaan dit vernietig. Maar die Heilige Gees kan nie saam met dit werk nie. Sê, as ek bou, moet ons bou oor gepraat, met goeie boumateriaal bou, ons kan nie gooi en stoppels en daai goede gebruik nie. So volgende keer as jy bid anders dan, sê iets anders dan jy kom met die vuur, want as ons daai gedeelte bid, sê dit oorspronklik, sê dit, haar ek weer vir jy lees, dan gaan ek weer vir jy lees, dit kan so lees, ek doop jy met water tot bekering, maar die een wat na my kom is sterker buiten en in, hy sal julle doop met die Heilige Gees, wie se krag soos vuur sal wees om te suiwer en te oordeel. Dit sê iets. Ek gaan verder. Krag soos vuur, maar ons verwag nie dat die vuur daar is om ons te louter en skoon te kry nie. Kom ons kyk na vers 12, hy is te mooi. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak.
en sy koring in die skeur saambring, luister wat hy sê, maar die kaf sal hy met onuitbluskelike vuur verbrand, wat niks beteken nie. Ek het over TV gesê, sonde, kom ek stel dit so, onbeleide sonde in 'n mens se lewe is gevaarlik. Nommer 1. Die duiwel kan dit teen jou gebruik, hy kan jou gaan aankla aan die hemelse hof voor God die Vader, en God die Vader kan niks vir doen nie, want daar's 'n klad op jou naam as ek die woord mag gebruik. In die tweede plek, he will burn up the unrepentance, maar dan word die vuur gaan begin werk in jou. Nie om jou vuur te gee nie, maar om die dinge te verbrand wat in jou lewe is. Wat God nie daar wil hê nie. Wat teen die wil van God is, wat teen die woord van God is, sal verbrand word. En baie keer is dit nie so aangename situasie nie. Ja. Baie keer is so aangename situasie nie. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloed deur en deur skom maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluskelike vuur verbrand. Ons het 'n keuse. Ons het 'n keuse. Want onbeleide sondes in jou lewe is 'n ashoop vir die duiwel. Hy vat sy asblikke vol van daai gemors en hy kan maklik lees, leeg op haar ashoop. Maak dit leeg op daai ashoop. Onbeleide sondes moet bely word, opreg bely word, ontslaaf van geraak word, dan eers weet jy dat jy skoon is in jou binneste. Bid dit, vra dit as jy wil. Ek bid baie dat die vuur van die Heilige Gees elke goeie stoppel by lewe verbrand, ontslae raak as daar blokkasies is, vir die vloei van die Heilige Gees blokkeer, raak ontslae van dit, want ek wil 'n oop kanaal vir die Here wees. Oop kanaal. Nie dat daar blokkasies in my lewe moet wees nie, ek wil 'n oop kanaal vir die Here wees. En dis hoekom ek vanmôre sê, ons gebed moet wees, Here help my, louter my en maak my skoon in my binneste. Dat ek ontslae raak van al daai dinge, skep in my 'n rein hart en 'n vaste gees, want ek die Heilige Gees so nodig in my lewe. Ek kan nie sonder hom klaarkom nie. Dis wat Dawid bid, Here neem asseblief die Heilige Gees van my weg nie. Maar as ons vashou aan sonde, onttrek die Heilige Gees ons van ons, want hy kan homself vereenselwig met dit waar ons mee besig is nie. So Samson wat agternaam is bely, sy sonde bely, die Here nog 'n geleentheid vra om te wreek op die Filistyne, sê die Bybel sê hare weer begin groei met die Tigris, en die Gees van God was op hom. God het hom nog 'n keer, was hy hom genadig gewees en hy kon hom wreek. Dis wat ons moet doen. Ontslae raak van dit wat in die pad staan van ons, en vra dat die Here elke leemte in ons binneste vul, met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want dis die Gees van God wat ons waarsku. Wat jy gaan aankla as jy verkeerde dinge gaan doen. Wat vir jou gesê, sê nee vir dit, in plaas van ja. Dis die Heilige Gees wat saam met jou die pad sal stap. En ek sê altyd, pastor, hoe weet ek het baie maklik. As jy na 'n plek toe gaan, en jy kan Jesus saam in die plek aanvat, dan weet jy is reg.
Maar as jy so toe gaan, jy voel jy kan jy saam wat jy so 'n verkeerde plek. As jy verkeerde plek, bly weg. Want dan waarsku die Gees van die Here jou, dat jy nie moet daarin gaan nie. Luister na sy stem. Die stille stemmetjie van die Heilige Gees hier binneste, en ons so baie keer waarsku, moenie daai pad ry nie, neem die pad, moenie dit doen nie, doen dit, is die Heilige Gees, wat ons waarsku, want ons is belangrik vir hom. Mens. Onsigbare, innerlike krag en vervulling, en toegerus vir diens. 'n permanente verandering wat in my lewe veroorsaak word as ek die Gees die groen lig gee, God se Gees om my hart te vul, die troongedeelte van my hart te beset. Ek kan nooit fout maak nie. Maar kom ek sê dit, jy sal met dinge ontslae raak wat jy graag miskien ontslae van wil maak nie. Jy sal miskien dinge moet neerlê wat jy graag nie wil neerlê nie. Jy sal met dinge moet breek wat jy graag nie dinge waar jy wil graag nie meer breek nie. Ja, miskien jou taal verander. Ek lag ons begrafnis gewees, nie lag in my binneste van ons een van ons leiers was Dr. Sarah Smit. Wat een ou vertel getuies, 'n vrou vertel getuies, die ene wat by hom was. Ja, ook by 'n taxi, wat ingery het vir 'n taxi vir hom ingery. En sy foon geskakel so baie keer oor so die afgekom, hy skakel toe oor na Dr. Sarah se foon toe. En hy knoop, daai taxi, hier vanaf hy gaan tot aan die kant knoop, hy is net knope, wat jy kan losmaak nie. Knoop, en is lang oor wat hy nou sê, wat hy ou taxi sê. En toe die kaak kom, sê hy, ja, hy was neergelag, Dr. Sarah toe. Ja, dok. Hy sê, my broer, ek kom mag jy praat oor tale, maar praat nie sy klaar oor tale, en ben weer terug gaan met jy nie gesels. Ja. Versigtig wees. Wie sê vanmorgen ek die Heilige Gees nodig, ek sê julle hande, staan sê maar op, ek het die Heilige Gees nodig. Altyd in my lewe kon staan. Ek bid vir my boeties en sissies vanmorgen. Ons het gehoor, ons besef vanmorgen, meer as ooit tevore, dat ons sonder Heilige Gees nie kan klaarkom nie. En as jy nodig is met Heilige Gees in elkeen van ons lewe vanmorgen, en ek wil bid, en elkeen se hart die lente sal volmaak. Dat ons harte net 3/4 in die behoorte, Here, maar heeltemal U sin is. Elke gedeelte in ons binneste, dat dit oopgemaak sal word vir U om dit te vul met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dankie vanmorgen dat ons beskikbaar is, Here, dankie vanmorgen dat ons die geleentheid gee om te werk in ons harte, en dankie vanmorgen dat ons weet, dat die daar is vir ons, ongeag wat gebeur, ongeag die druk wat die vyand op ons plaas, is nogtans daar om deur te dra, ons deur te dra, en 'n pad saam met ons te stap in Jesus Christus se naam. Dankie daarvoor, dankie vir die woord, dankie dat dit ingang gevind het in elkeen se hart, en dankie dat dit vrug dra tot eer en verheerliking vir die naam. En ons prys U daarvoor in Jesus naam, en al die kinders van Here sê, amen en amen. Ons sê dankie vir Jesus se naam.